Goeiemorgen. Ja, vrijdagochtend, die 11 april 2025. Oude gewoonte, hier vanaf die wallen van die groot rivier. En ek is nou vanoggend 'n bietjie diep in gedagte oor waaroor moet ek met julle gesels vanoggend. Maar ek dink ek gaan dit doen aan die hand van 'n vraag wat 'n persoon 'n stelling wat hy gemaak het na aanleiding van my video van gisteroggend waar ons gepraat het rondom is daar 'n verbintenis tussen die 6 afgetakelde bomme van Suid-Afrika of dat dan in verband gebring kan word met die potensiële 6 bomme wat Iran nou kan bou, aldus Lindsey Graham. Alhoewel spekulasie van my kant af en ek die vraag vra of daardie Iran nie verkoop was vir geld nie, moet ons dalk 'n wyle stil staan by hoekom is ons atoomwapens in die eerste plek afgetakel. Volgens myself is daar 2 redes. Die eerste ene is wat almal mag sê en wat hulle dink, en dit is die feit dat die atoomwapens is afgetakel om te verhoed dat dit in die verkeerde hande beland. Dit was asof daartoe reeds besluit was dat 'n swart meerderheidsregering in Suid-Afrika, naamlik die ANC, die regering sal oorneem, en daarom is daar opdrag gegee om die atoombomme af te takel. Nou daai opdrag was gegee deur F.W. de Klerk. Want in sy opmerking skryf hierdie persoon dan ook die verraad, hy praat van die verraad van F.W. de Klerk, Pik Botha en die Nasionale Party, die regering se leiers van daardie jare, voordat ons dan nou die 94 verandering in regering ervaar het. Dit was sy eerste opdrag gewees, F.W. de Klerk, dat dit die wapens moet afgetakel word, en hulle het die metaal gebruik om klein ploegies te smelt wat hulle dan vir mense uitgegee het as 'n aandenking vir hierdie atoomwapens wat ons hoor besit het en wat nou in totaliteit vernietig was. Die eerste rede, soos ek gesê het, dan om dit uit die hande van die verkeerde mense uit te hou, en in die tweede plek was dit 'n afskrikmiddel. Suid-Afrika het daai 6 atoombomme ontwikkel om te dien as 'n afskrikmiddel. En dit was baie belangrik dat hierdie afskrikmiddel verwyder moes word voor die verkiesing. Want daar was altyd 'n vrees gewees dat die weermag van destyds saam met sekere ander elemente die regering sou kon oorneem in 'n tipe van 'n staatsgreep, en dat hulle dan daardie wapens as 'n afdreigmiddel kon gebruik het om te verhoed dat 'n een-man-een-stem situasie in Suid-Afrika ervaar word en dat daar nie eerder gefokus was op gekwalifiseerde stemreg nie. Nou, ons weet van die pogings net voor die verkiesing daar in gebeur het in die Noordweste, waar hulle bymekaar gekom het en daartoe besluit moes word of hulle dit gaan doen en of hulle die verkiesing gaan ondersteun. Ons weet wat die gevolge was. Uiteindelik was daar eensydig deur 'n persoon en 'n paar wat hom ondersteun het, besluit om dan wel stembus toe te gaan. Ek het 'n baie goeie vriend, inteendeel 'n paar van hulle, maar een spesifiek wat daar in Perth in Australië woon. En hy was baie woedend gewees omdat ons die land sonder slag of stoot weggegee het. Amper dieselfde soort van teleurstelling
wat ek onder Russiese soldate na die oorlog ervaar het. Want hulle het altyd gesê, die land wat die laaste sal val, sal Suid-Afrika wees, want die boere gee nie net oor nie. Ironies het ons in 94 net oorgeneem, omdat daar geglo was in die beloftes en die dreigemente van regeringskant af, en alles wat hulle ons teen gedreig het om met gedreig was, soos hoe die land sal verval, agteruitgang, burgeroorlog, alles wat daarmee saamgaan. Dis in die waarheid net die teenoorgestelde wat plaasgevind het, want daar is toe ja gestem, en al die goed wat hulle gesê het, sou gebeur het nou gebeur. Hy het 'n brief geskrywe vir oud-generaal Constant Viljoen daar van Perth af, en hy het sy woede op papier gesit en hy het gesê, hoekom het die weermag nie beheer oor Suid-Afrika oorgeneem en verhoed dat hierdie chaos in Suid-Afrika 'n aanloop neem nie. En daar was geantwoord deur Constant in 'n brief wat hy teruggeskryf het na die persoon in Perth, wie se naam ek nie wil noem oor die lig nie, maar hy het vir my 'n afskrif van daardie brief van generaal Viljoen gegee, waarin hy sê dat hulle het besluit om nie met die planne voort te gaan nie, want daar was Amerikaners wat in Botswana saamgetrek was, wat op die punt gestaan het om Suid-Afrika binne te val en juis so 'n militêre oorname van die regering te verhoed. Die vraag is dus, wat is die verbintenis dan in die opdrag van F.W. de Klerk om die bomme te vernietig aan die een kant en die ander kant die afskrikmiddel uit ons mense se hande uit weg te vat, en gevolglik het ons geen manier om 'n potensiële Amerikaanse mariniersinval te stop nie. Het ons nog daardie atoomwapens gehad, sou geen mariniersgroepering, Amerikaanse groepering, dit gewaag het om Suid-Afrika binne te val nie. So die hele redenasie is dat ons sou deur die mariniers onderwerp word vanuit Botswana. Wat verhoed kon word, sou ons nog die atoombomme gehad het. Die feit dat dit heel eerste afgetakel was, het juis hierdie gebeurlikheid voorsien. En dis hoekom dit een van F.W. de Klerk se heel eerste opdragte was, vernietig die atoombomme. Dat dit nie in die hande van onbevoegdes moet val nie, raak vir my 'n mindere verduideliking, terwyl die wegvat van 'n afskrikmiddel wat ons oor beskik het, om te verhoed dat daar 'n een-man, een-stem regering in Suid-Afrika kom, dat daardie verkiesing kan plaasvind, deur dit te verhoed, sou ons dan ook 'n potensiële inval kon stop. Ons moet dus hierdie ding terugtrek en sê, maar daar was goed gebeplan en geweet waar lê die bedreigings en wat hulle moet doen om die bedreigings uit die hande van die behoudenes te hou, sodat ons dit nie kan gebruik om ons vryheid in Suid-Afrika te waarborg nie. Dit aan die een kant. Dieselfde persoon vra dan ook die vraag, maar hoekom sê ek vir mense hulle moet hul karre vol brandstoffe hou, want al die dorpe is omsingel deur plakkerskampe en daarom gaan niemand uitkom nie. En ek aanvaar dat hierdie persoon is dus een van die manne wat net op sy rug gaan lê en oorgee en niks doen en nie in belang van ons mense, ons kulturele bondgenote, ons mense, ons behoudenes, enigsdenkendes, om niks vir hulle as 'n entiteit te doen nie. En dis presies waarvoor SBB staan.
Maar dit lyk vir my baie mense luister nie na wat ek sê nie, hulle luister nou en dan en hulle kry nie die boodskap nie. Teen die tyd wanneer ons vir julle laat groepeer, met ander woorde, pad gee uit hierdie dorpe waar die geweld en chaos dreig, dan sal dit nog nie sodanige effek hê nie. Daarom is dit juist belangrik om aan te sluit by SBB, sodat jy betyds uit die dorpe uit kan kom, uit die stede uit kan kom. Ek gaan nie wag tot absoluut alles in chaos verval het en mense nie meer kan beweeg nie. Ons wil juis ons mense die goeie beplanning, deur ons inligtingshub, die verwerking van informasie tot inligting, wil ons die vermoë skep om te kan projekteer wanneer ons op die punt staan om ekstreme geweld te ervaar. Dan moet ons mense kan uitbeweeg voordat die dorpe en stede toegemaak is. Maar as jy nie gaan luister nie, as jy nie gaan hoor wat ek sê nie, dan gaan jy in die dorpe vasgekeer word, dan gaan jy in die stede vasgekeer word en sal jy baie moeilik by padblokkades, brandende tyres en die tipe van goed verbykom. Selfs al is dit in 'n 100% vlugtelingssituasie. Jy gaan net eenvoudig bitterlik sukkel om dit reg te kry. Maar om oor te gee voordat die situasie nog eens ontstaan het, om te sê ons gaan in elk geval nie uitkom nie, so hoekom moet ek my kar vol brandstof hê, want waarheen wil ek ry? As jy 'n lid is van SBB, dan sal jy weet waarheen jy moet ry. Ten minste sal jou konvooileier weet waarheen jy moet ry. En daai waarheen is nie Appington nie. Mense is geneig om te dink, omdat ek in Appington woon, is dit die eindbestemming. En dit is nie. So moenie dink jy gaan hierna toe kom en my hier kry en my seniors hier kry nie. Nee. Daar's 'n ander plek waarheen ons beweeg, wat ons noem 'n hoofversamelgebied. Dis waar ons by mekaar kom. As die situasie kalmeer, dan vertrek almal maar net terug na hulle huise toe. As die situasie sou vererger, dan beteken dit ons moet aktief onsself begin beskerm en die gebied domineer. Dis wat moet plaasvind. Die geïdentifiseerde gebied is baie groot, dit bestaan, dis reg, ons beplanning is in plek. So ek verloor absoluut moed as ek hoor iemand praat van ons gaan nêrens kan kom nie. Want dan is daar niks binne in jou wat bereid is om te beklei vir daardie voortbestaan van jou en jou mense nie. Ek raak moedeloos dat oud soldate nie die probleme en die gevare insien nie en allermins nie gaan kyk na wat is potensiële oplossings nie. Want vir elke probleem wat daar is daar 'n oplossing, jy moet die oplossing gaan vind. Ons het dit reeds gedoen. Ons het 4 moontlike optredes wat ons moet doen om te verseker ons mense se voortbestaan is in plek en verseker. Maar dan moet mense reageer wanneer hulle gewaarsku word. So wanneer ek sê, hou jou voertuig se brandstoftank vol, hou hom vol, sodat jy kan ry as jy die woord kry om te ry. As jy nie daarna gaan luister nie, kan ek in elk geval niks doen nie. As jy beter weet, as 'n klomp voormalige militêre ouens by mekaar, as wat ons ontleed het, wat ons beplan het, dan kan ons ook niks vir jou doen nie. Maar die kundigheid is saamgetrek om 'n oorleefbare plan daar te stel, waarbinne ons mense veilig kan wees. 'n Plan waarvan ek nie die details oor die lig noodwendig kan deel nie, maar 'n plan waarin ons 'n 100% vertroue het, is uitvoerbaar, kan gedoen word en kan heel wat lewens in die proses red. Dink daaroor hierdie naweek en besluit, waar staan jy? Is jy, soos die ou wat sê,
ag wat help dit tog? Wat help dit tog? Ons gaan vasgekeer word. En dit is EW en Pik se skuld en die ja-stemmers se skuld. Dis hulle skuld. Maar dit gaan nie jou probleem oplos nie. Jou probleem gaan bly staan. Totdat jy bereid is en besef dat jy moet 'n oplossing vir jou probleem kry. Jy kan nie net jou lot aanvaar nie, dat jy klaar oorgegee. Jy het klaar verloor. Dis soos iemand wat die skool verlaat en sê, ek gaan nie werk soek nie, want daar is in elk geval nie goeie werksgeleenthede in Suid-Afrika nie. So nou sit jy maar op jou gat vir die res van jou lewe. Daardie uitgangspunt mag nie eens onder mense, senior burgers, heers nie. Daar moet 'n wil wees om te oorleef. Daar moet 'n wil bestaan om deel te wees om die voortbestaan van ons mense en kultuur te kan verseker. En dit gaan jy doen deur jouself voor te berei, deur geloof in ons Skepper en deur te doen en betrokke te raak. En dan is daar 'n kans. Ek sal nou verder dink daaroor en wie weet, miskien gesels ek weer maandag of so met julle daaroor. Intussen, geniet jou kondensmelk koffie. Sit terug, vat jou pypie of 'n sigaret, rook hom, dink mooi. Dink mooi oor waar wil jy wees? Waar wil jy inskakel? Anders gaan jy nog sê, ek sal eendag vorentoe deel raak. En daai eendag breek dalk glad nie aan nie. En dan is dit te laat. Maar okay, ek gesels maandagoggend weer met julle. Lekker naweek, mooi loop.